en bygestaan ons lewens. Ek sal nooit dit vergeet nie. En weer eens dankie, eer om hier te wees. En dis wonderlik hoe van die liedjies met 'n ou praat. Die ouer liedjies is vir my so mooi. Die nuwers, niks fout met hulle nie, maar die ouer liedjies, as ou begin sing, dan voel jy sommer hier's iets wat substance het, hè? Seker omdat ek bietjie ouer is en ek kan elke woord kan ek hoor en ek kan dit verstaan. Die nuwe goed, die ouens is of jy hardloop uit asem uit, dus jy kan nie byhou nie, jy hoor ook nie wat hulle sing. En ek sukkel ook met sekulêre goed ook, soos ek na Teens Jordaan luister, soos bloed. Ek kan hoor wat hy sing. Maar van ander goed, ek weet nie nou sê jy word doof. Ek sê nie doof nie, ek kan hoor wat daai ou sing. Jy sien. En hierdie liedjie wat ons nou net gesing het, I surrender. En dan sê hy, may I feel the presence of the Holy Spirit. Ek kan nie help nie, ek wil net iets sê daaroor. 'n vriend van my, Dr. Michael van Blerk, hy's 'n pastoor in Frankfurt. Hulle het 'n baie mooi kerk in Frankfurt. So jy daar deur gaan, jy wil kerk bywoon. Kainos gemeente. Ja. Daar slip ek op my Grieks. Ek het gedink al die jare met my Engels, ek het Engelse diens gehad, ek het Engelse kerk vir 28 jaar gepreek. Is my Engels op 'n vlak wat redelik oukei is. En Nilias sit chat GDP op my foon. En ek praat toe met hom in Engels. Weet jy hoe antwoord hy my? In Hollands. Hy antwoord my in Hollands. So much vir my aksente. I surrender. Die Dr. Michael van Blerk vir my het 'n boekie geskryf oor surrender. En dit het my nogal geraak en ek dink aan my eie lewe. Ek was al die jare, ek was 28 jaar by 'n kerk, salaris gekry en by Desember het ons baie keer bonus gekry en goed en jy het sekuriteit. Ek het altyd die rondgaande bedienaars gekyk na en ek het hulle beny, maar ek het dit gevrees om dit te doen. Dit wat ek nou vandag doen, het ek gevrees om te wees. Vandag staan ek in 'n plek wat ek gevrees, ek's 64 en ek gaan rond, ek werk op uitnodiging en mense nooi my uit na kampe, groepe, huisgroepe, kerke, vroue, mannekampe waar ons bedien en dis hoe ek lewe en ek vrees dit nog. Maar ek besef my lewe gaan nie oor 'n commitment nie. Dis 'n surrender. 'n Commitment gee vir my 'n kans uit, maar surrender, I surrender. En ek besef ek moet voortdurend myself herinner ek surrender. Ek het my lewe aan die Here gesurrender en ons praat van may I feel your presence. Ons het baie keer 'n wanindruk oor die Heilige Gees se teenwoordigheid en ek wil vir jou hierdie sê net en hier is, miskien het jy al gehoor, ek sê dit, maar ek wil dit graag weer sê, om 'n volle dag van die Here se teenwoordigheid in jou lewe te hê, is 'n volle dag van liefde. 'n hele dag van die Here se teenwoordigheid in jou liefde, in jou lewe. Ek het 'n ouer praat, hy is een van die ouens wat julle lees dalk sy boeke en baie van hierdie groot predikers en het groot kerke en groot bewegings, mense moet mooi die Bybel gaan lees ook, moenie alles glo wat hulle sê. Die ou sê, hy gaan staan in 'n winkel en dan staan hy en dan word hy bewus van die Here se teenwoordigheid en dan die mense om hom word ook bewus en hy kan sien hulle het eerbied vir hom. Dis baie egosentries. Dis bietjie dicey. Weet jy wat 'n volle dag van die teenwoordigheid van die Heilige Gees om te ervaar? Deur God is liefde. Hy sê deur julle liefde vir mekaar sal hulle mense sien. Nie waar ek staan en ek probeer groot oulik wees en weer 'n liefde vir mekaar. Begin net 'n oggend, dan begin jy dan bewys jy liefde aan mense. En vra die Here om sy liefde en op die ou end wat gebeur is jou hart begin bars van liefde vir mense. Want is nie meer jy nie, God neem oor. En jy begin in die oggend om liefde te bewys. Kom ek sê vir jou, daar's nie altyd goeie terugvoer nie. Nie altyd nie. Maar moenie laat mense jou leer nie. Jy weet wie jy is. Jesus skryf oor die Vader, hy sê die volgende, hy sê, moenie net mense groet wat jou teruggroet nie. Moenie net mense lief hê wat jou lief het nie. Want jou hemelse Vader, wees soos hy. Hy is so. Hy het lief wat hom nie lief het nie.
Hy sal groet die wat hom nie groet nie. Hy sê, wees perfek soos jou hemelse Vader. So begin jou dag met liefde en bewys liefde aan mense, waar jy ook al kom. En hê hulle net lief. Jy hoef niks te sê nie. Hê lief. Die einde van daai dag, sê 'n volle dag hê van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek weet jou. Kom try dit. Hier is my inleiding net oor daai liedjie. Toe ek jonger was en my kinders was klein, ek onthou die manier hoe hulle na my gekyk het. Ek onthou gevalle waar die Here was net van goed, waar dinge gebeur het wat regtig waar goddelik was. Ek onthou ons was een keer by die see, so op die strand, by 'n plek, en die kindertjies het gespeel in die water, en daar was rotse aan die een kant, en daar was baie, en my kinders was klein, en ek sit daar, en ek voel, die Here sê vir my, gaan haal hulle nou uit die water uit, nou, en ek voel die dringendheid, en ek gaan haal hulle, was toe, hulle driekies, en ek haal hulle uit die water uit, en ons staan op die duin, ek sê, kom hier so, kom staan hier by papa, en hulle moan en goed, kom 'n frats golf, en hy slaan van daai kinders teen die rotse, stikkend. Hulle huil, my kinders staan groot oor, ek sê, die Here het vir my gesê om julle uit te haal. Nou, ek onthou die manier hoe hulle na my gekyk het. Vir lang tyd in my lewe het die kinders op 'n manier na my gekyk. Maar daar het 'n tyd omgegaan waar ek besef het, hulle kyk nie meer dieselfde na my nie. Val toe hulle tieners was. En hulle het opgegroei en hulle is groot nou, my seun is amper 40. Hulle kyk nie meer so na my nie. Hulle het dit vergeet, die goed. Dis wat gebeur met ons, jy sien ons het mentors en ons het vaders, ons almal was op 'n stadium kinders en ons het vaders gehad en ons mentors, maar ons is ook mentors en vaders en moeders, ons is. Maar hier is wat gebeur, my eerste gemeente, ek onthou, ek is 88 Januarie, toe roep hulle my in die voltydse bediening, ek is 26 jaar oud, en ek onthou, ek is hierdie jong pastoor, en ek het hierdie nuwe gemeente, wat ek moet bou, en die mense, omdat ek nuut is, jy is 'n nuwe besem, en jy vee mooi skoon, en die mense ook, ek onthou, as ek met hulle praat, die manier hoe hulle na my kyk, hierdie ouens luister na my, weet. En hulle sê, die honeymoon tydperk is so 3 jaar, en na 3 jaar, dan kyk hulle oor jou heining en sê hulle, vrot tomaties, en toe werk het nie meer so nie, ek sien, kyk nie meer, jy luister nie meer so aan my, dinge verander. In ons lewens is daar 'n uitdaging rondom vaderskap, mentorskap en kinderskap. Ons kyk na vaderfigure, ons almal, soos ek sê, was op 'n stadium seuns en dogters, miskien is nog, want ons almal op 'n stadium, of ons wil nie, of ons nie wil of wil nie, ons is vaders en mentors, wie nou wil of nie is. Ek het gesoek na vaderfigure al my lewe, my jong lewe. Ek onthou my pa was 'n homoseksueel en ek gesukkel om met hom te assosieer, maar tog, as ek nou terugdink aan hom, hy was die enigste persoon wat my altyd laat goed voel het. Nou dat ek terugdink. Maar ek het dit nie so belewe na die tyd nie, want jy sien sy swakheid en ek het nie dit belewe wat hy gedoen het, en hy is die enigste persoon wat my altyd laat voel ek is baie spesiaal. Nie dat ek in die spesiale skool was nie, net ek is spesiaal. Hy het my altyd laat baie goed voel, hy was kind. My oupa, hy het nooit met my gepraat nie. Nooit. Maar ek onthou, ek en my sussie was in 'n ongeluk saam met my ma en haar boyfriend, ou Kersaand 1972, en hulle is oorlede in die ongeluk. Ek en my sussie het wakker geword in Ventersdorp Hospitaal die volgende Kersdag. En ek onthou, toe ons terug op plaas toe, en my oupa het toe my gesig het nog so gestaan, ek het 2 plekke skedelbreek gehad, en toe moes ek na die speerders toe gaan in Bronkhorstspruit. My oupa het my gevat. Hulle moes my ondervra, want ek het, toe die ongeluk gebeur het, ek geslaap. Maar hulle het my ondervra oor wat gebeur en wat. En ons sit toe by die speerders, my oupa sit daar, nou vra hulle van baie wreed die ouens. Hulle sê, ek onthou die ou het gesê, seun, weet jy wat is waarheid praat en wat's lieg? So. Ek sê, ja oom, my gesig staan nog so. En ek sê, ja oom, en nou sê ek het geslaap, ek het niks gesien. Nou ry ons huis toe, my oupa eet hy ry en hy eet 'n piesang. Maar hy kan sien ek het seer gekry. Weet jy wat sy act of kindness gewees? Hy gee my 'n helfte piesang. Dit was sy act, dit was max wat hy kon doen, dis wat hy is.
En ek besef het vandag, maar ek het nie daai tyd besef. Dit was sy manier om te sê, hey Boet, weet, hy gee my helfte van sy pizza. Dis hoe hulle was. Maar ek het dit nie daai tyd gesien nie, ek het net my oupa wat met my praat nie, en my verstaan nie. Vandag sien ek dit, my pa het vir my 'n nalatenskap gelaat wat fenomenaal, ek bedoel, hy was homoseksueel en ek het neergekyk op hom en ek onthou ek het sy begrafnis gedoen, ek onthou toe hy gesterf het, toe dink ek nog by myself aan my onnoosheid. Toe sê ek, ja, dis wat my gebeur as jy so 'n leefstyl. Dis wat ek gedink het. Maar weet jy wat, ek begeer 20 minute met hom. Ek begeer net 20 minute met hom en 10 minute met my oupa. Ek begeer dit. Net om te sê, dankie pa. Weet jy wat het hy vir my nagelaat? Ek weet van ek so groot af is, my pa's Vader in die hemel is kind. Ek gebruik die woord kind, goedertierenis wat ons uit Holland uit oorgeerf het. Dit beskryf nie vir my so mooi nie, kind. God die Vader is kind. Ek weet dit, ek weet nie hoekom weet ek dit nie. Maar weet jy hoekom weet ek dit? My pa was kind. Dis die nalatenskap wat hy, wie kan sê sy pa was kind? Min mense kan dit sê. My kinders kan dit nie heeltemal sê nie, ek was nie altyd kind, my pa was kind. My oupa, ons het Saterdaande, het ons huisgodsdiens gehad. Dan speel hy klavier, ons het die psalms, ons gereformeerde kerk, hy die psalms, sy psalm was straf tog nie in ongenade, my misdade, Heer verdra my met geduld, dit was sy psalm. My masin was juig al wat leef, juig voor die Heer. Myne was prys die Heer met blye galme, dit was my psalm. Saterdaande, ek onthou die Here se teenwoordigheid met ons huisgodsdiens. Ek onthou, my oupa het die Bybel gelees, uit die slingervel, dit was die gereformeerde blad, maandeliks. En lees hy, ek onthou die Here se teenwoordigheid. My oupa het my voorgestel aan God se teenwoordigheid. Maar ek sien dit nou, maar ek het nie toegesien nie. Jy sien wat's gevaarlik in ons lewens is dat ons moet oppas dat ons nie ons mentors afskryf nie, as gevolg van hulle menslikheid. Want weet jy wat, ons mentorskap en vaderskap wat ons ontvang en dit wat ons leer, is deur God gegee. Maar is deur mense wat swak is en mense wat feilbaar is. Maar as ek hulle afskryf, dan verloor ek alles wat God in my lewe deur hulle ingebou het. Ek verloor dit. Die oomblik ek hulle afskryf, net omdat hulle menslik is. En van hulle maak groot foute. Ek het groot foute gemaak. Maar ek weet, ek het sekere dinge ingebou in my kinders. My kinders kyk anders, ek het groot foute, ek het hulle teleurgestel. Ons is gebore om dit te doen. Ons is gebore om mekaar teleur te stel. So nou daarby uitkom. Jesus, hy leer sy disippels, op 'n stadium praat sy disippels, wil julle my nie verlaat? Hulle sê, nee, hoe kan ons u verlaat? U die woorde van lewe. Hulle kruisig hom. Wat gebeur met hom? Hulle neem aanstoot. Hulle is in vrees. Hulle vergeet alles wat hy gesê het. Alles. Dis een van die groot redes hoekom ons moet glo Christus het opgestaan. Want hy het waarlik, want hulle het verander. Hulle het hulle lewens gegee vir hom na die tyd. Maar ongelukkig, ons het nie die voorreg om op te staan. Ek staan nie vir my kinders op nie. Iewers, ek nie dood gaan ek staan op en hier verskyn ek aan. Hulle gaan anders na my kyk weer, verstaan? Ek en jy het nie daai voorreg om dit, maar Christus het. En as hy nie opgestaan het nie, het hulle nie daai woorde, die werk wat hy in hulle lewens gedoen het, dit glad niks beteken nie, want hulle het hom afgeskryf. So skryf ons mekaar af, ons skryf ons geestelike leiers af. Samuel sit saam met Eli in die tempel. Hy word groots voor hom. Wie het Samuel daarop bedag gemaak van God se stem? Dis Eli. Weet jy wat was Eli? Was Samuel se legacy? Geen van sy woorde wat hy gespreek het op die grond geval. Dit was sy legacy. Waar kom dit vandaan? Eli het hom bedag gemaak op God se stem. Het hy Eli afgeskryf? Nee, nooit nie. Jy sien nêrens dat hy sê, as gevolg van Eli se foute,
ek wil niks met hom te doen hê nie, ek wil nie eens saam met hom gesien wees, hy doen nie dit nie. Hy het hom geëer. So ek vat 'n bladsy uit sy boek uit. Dit is belangrik dat ons dit sien. Ek het 'n man gehad, 'n mentor in my lewe. Ek wil nie sy naam noem nie, maar ek was 18, 19 jaar oud, toe ek in 'n byeenkoms waar hierdie man bedien. Hy het in die gawes van die Gees bedien, profetiese woord uit, vir mense gebid, hy het woorde van kennis gehad, en ek het dit gesien, en diep in my hart het ek dit verskriklik begeer. Ek het dit verskriklik begeer. Die impak wat daai man op my gehad het, is ewig. Ewig. Dit wat ek vandag doen en wat ek is gevolg van wat ek by hom beleef het in sy byeenkoms. Maar die ou het gegaan en hy het met besigheid betrokke en hy het ouens gekroek met besigheid. Ek weet nie van die Willens en weet as dit gedoen het of wat gebeur, maar hy het ouens so gekroek, hulle het hom gehaat. Ek onthou die ouens het hom gehaat. Daar's van die mense wat saam met my was in die byeenkomste saam met hom. Hulle al die goed van die Heilige Gees wat gebeur het hulle totaal, vandag nog, een van my vriende, ons was jonk saam, hy's 'n bekende ou, hy's heeltemal niks met die Heilige Gees of die gawe, niks. As jy dit noem, hy word kwaad, jy moet nie mis met hom praat nie, as gevolg van daai tyd. Maar ek het somehow nie, want die begeerte van God het my gegryp. Dis kom, ek kan nie verstaan, hoe kan mense nie die gawes van die Here begeer nie. Maar het my gegryp, ek begeer het my hele hart, my hele wese. Die Bybel sê 1 Korintiërs 12 vers 31, eagerly desire spiritual gifts. Eagerly desire, met 'n begeerte in jou hart. Ek het dit begeer, en ek het nie as gevolg van hierdie ou se goed. Ek het somehow die Here my gehelp. En ek het besef, ek moet vashou hier. Dit wat hy in my ingebou het is ewig, en maak nie saak wie hy was en die foute wat hy gemaak het nie. Ek kan nie dit afskryf nie. Ons eerste liefde is baie gekoppel aan ons vader en mentorfigure. Hulle leer ons goed, en ons in hulle teenwoordigheid het ons God leer ken. Ons het die verlossingsboodskap, ons eerste liefde, die wonderlike ervaring van die Here het my gered en is saam met die mense. Nou neem ek aanstoot, en ek gebruik die Engelse woord resent, my mentors, my vaders. Wat gebeur? Ek verloor 'n bietjie van my eerste liefde ook. Want 'n bietjie daarvan is gekoppel aan God homself, want hy daai mense gebruik. So ons moet huiswerk doen en gaan kyk, waar is daar nie 'n plek waar ek bietjie dit gedoen het, waar ek mense afgeskryf het wat 'n groot impak in my lewe gehad het. Het ek nie dalk wat ek goed verloor het, wat ek weer moet optel, wat ewigheidswaarde in my lewe het. Ek wil 'n storie vertel. Jy sal gou agterkom waaroor dit gaan. Dit was vroeg in die môre en die donkies is gepak. Ek is so opgewonde. Ek gaan saam met my pa offer op die berg. Dis die eerste keer wat ons dit doen. Ek is baie spesiaal. Hulle het my afgebid van die Here. Hulle kon nie kinders hê nie. Hulle was al baie oud toe hulle my gekry het. En ek weet, my pa en my ma is so lief vir my. Hulle sal my nooit skaad nie. Ek voel so veilig saam met hulle. Ek is van God afgebid. Daar's 'n doel in my lewe en ek het 'n ewige doel. Want God homself het my as 'n persent aan hulle gegee. Ek voel so veilig. Van die diensknegte staan by en hulle gaan saam. Hulle gaan tot by die voet van die berg gaan, dan gaan ek en my pa alleen op. Hulle word diensknegte genoem, hulle is ook soldate. Ons was in 'n paar oorloë betrokke en hierdie manne kan veg. Ek voel so veilig saam met hierdie mense. Ons stap en ons donkies gepak, ons het die hout. My pa die mes, ek kan sien die mes waarmee hy die offer gaan slag en hy uit die vuurklippe. En ons stap en ek sê vir my pa, waar is die offer? Ek sien nie die mes en die hout. En my pa sê die volgende. Hy sê, die Here God, ons Vader, sal self die lam voorsien. Ons kom by die voet van die berg en die manne bly agter
En ons stap saam op. Ons kom daar bo, my pa bou 'n altaar. Hy vat my en hy bind my vas, maar die baswoord is mos profetiese aksie. Ek dink hierdie is 'n profetiese aksie. Hierdie gaan nie reël wees, sommer net hy gaan nie hierdie. En ek sien my pa lig die mes. Hy gaan my doodmaak. Hierdie wat afgespeel het met Abraham en Isak, speel homself deur die eeue heen af. Ons is gebore om verby ons aardse vaders en mentors te kyk na God. Ons is gebore om volwassenheid te bereik, om ons aardse vaders en mentors verby te kyk na God. Isak het eerste die ram in die bos gesien. Hoekom? Want hy het rondgekyk en hy het gehoop iemand iemand kom daar aan wat hom gaan, nie vir my sê, hy het nie daar gelê. Hy het rondgekyk, is daar nie iemand wat kan help nie, my pa lyk nie lekker nie. Abraham was gefokus op hom, want hy wou hom vinnig doodmaak, het hy nie lei nie. Hy het nie rondgekyk. Die Here moes roep uit die hemel 'n engel om hom te stop. Isak het afgeklim van die altaar af, in sy ewige roeping. Waar God se naam genoem word, word Isak se naam genoem. Abraham, Isak en Jakob. Nou moet ons verstaan, hierdie altaar is spreekwoordelik van 'n plek van pyniging, is 'n plek van selfbejammering, van bitterheid, van seer, teleurstelling. Ons is gebore om mekaar teleur te stel. Jou vaderfigure, hulle is gebore om jou teleur te stel. Ek is gebore gewees om my kinders teleur te stel. My pa, my oupa, almal is gebore om my teleur te stel. Maar daar kom 'n stadium in ons lewens dat ons verby moet kyk, ons aardse vaders en mentors, na God. Dis die pad na volwassenheid. Die pyn wat ons ervaar, is die hekkie na verandering. Maar wat ons doen is, ons vind onsself baie keer in selfbejammering en ons bly op hierdie altaar. En ons weier om hier af te klim. Ek besoek weer en weer die altaar, gaan terug. Ek wil nie af nie. En ek mis my roeping. Ek mis dit wat God my voor geroep het, want ek bring hierdie op, hierdie mense wat hierdie aan my gedoen het, en ek skryf alles af wat God in my lewe gedoen het. Want ek bly op hierdie altaar. Ek en jy het 'n keuse ons lewens. Of ons bly daar, of ons stap uit in ons ewige roeping in die Here. Hoe stap ons uit? Dis wanneer ons vergewe, wanneer ons weer aanvaar dat God in ons lewens goed gedoen het deur mense wat onvolmaak is. Die ellende hier is dat ons vind onsself aan beide kante. Jy was op 'n stadium jou op die altaar, maar jy was ook op 'n stadium met die hand, met die mes. Dis het gebeur. Op 'n stadium was jy ook die ou met die mes. Ek was op die altaar forsoor. Maar ek was op 'n stadium die ou met die mes. Hy moes ook kyk na die een wat voorsien. Hy moes ook verby kyk na die een wat voorsien. Abraham moes verby kyk na God die Vader wat die lam voorsien. Hy moes homself vergewe. Ek en jy moet onsself vergewe. Ons het mense seer gemaak en nou kan bly in daai plek van weer dit besoek en weer dit is so. En ons besoek dit weer en dit werk so dat ons kan partykeer kan ons dit nie help nie. Maar ek en jy moet wegstap en verby kyk. Ons is vaders en mentors, maar ons was ook kinders op 'n stadium. Ek verwys na die vaders as Abraham en die kinders as Isak, net om hierdie illustrasie van die altaar vir ons duidelik te maak. ‘n plek van pyn, ‘n plek van skuld. Weet jy dat daar partykeer kom maar 'n tyd wat daar 'n skuld is wat ons nie meer kan hanteer nie. Daar is so 'n plek. Daar is party van ons wat in plek is wat jy het skuld wat jy nie kan hanteer nie. Daar's goed wat verby is, jy kan nie daai skuld hanteer nie. Ek wil iemand as 'n voorbeeld noem, Paulus.
Paulus, toe hy Saulus was, het hy die Christene vervolg. Hy het geteken dat die Christene in die arenas deur wilde diere verskeer word. Hy het gaan kyk. Hy het dit goedgekeur. Daai ou, kom ek sê vir jou, die aand sy gaan slaap, sien hy daai goed. Die oggend sy opstaan, dan sien hy daai goed. Hy sê vir die Here, 2 Korintiërs 12, Here, die Satan slaan my met die vuis. Ek kan nie hiermee lewe nie. Hier is te verskriklik vir my. Ek kan nie hierdie skuld, is verskriklik. Die Here se antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My power is made perfect in your weakness. Nou wil ek vir jou sê en vir my sê, ons het sekere plekke waar ons gegaan het, waar ons nie die skuld, ons kan nie meer dit gesond maak nie. Ons kan nie dit reg maak nie. Jy is die ou met die mes in die hand gewees. Jy kan dit nooit weer reg maak nie. Jou pad is dit, sy genade is vir jou genoeg. Is nie 'n besoek van dit weer en weer, en om die bergen, weer besoek en weer deur die wroging gaan, die seer en die goed, sy genade is vir jou genoeg. Net so, die selfvergewing is net so groot as die vergifnis vir die een wat jou seer gemaak het. Vir ons wat seer gemaak het, ons selfvergifnis is baie belangrik. Sodat ons kan aangaan, want daai pyn is die hekkie vir verandering. Wat tel vir God is nou en vorentoe. Die verlede kan my nie verander nie, maar nou kan ek vorentoe gaan. Daarom Paulus in Filippense 3 vers 13 hy skryf, ek het een ding gedoen, ek het vergeet wat agter is. Dus kom hy die goed skryf, ek strek my uit na wat voor is, om dit te gryp wat Christus vir my gegryp het. Nie dat ek dit alreeds het nie, maar ek strek my uit daarna toe. En ek wil vir jou vanoggend sê, jy dalk 'n plek, jy weet, jy besoek dit, en is vir jou swaar. Sy genade is vir jou genoeg. Jy kan dit nie weer regmaak nie. Baie van die goed kan ons nie weer regmaak nie. Sy genade is vir jou genoeg. Sy genade is groot. Wyd is die Here se genade. Dit maak sy genade en ons dankbaarheid, maak dit sy eerste liefde vlammetjie weer helder brand in ons lewens. Partykeer vergeet ons hierdie een, ons vergeet die dankbaarheid wat ons moet hê. En die groot dankbaarheid kom juis deur die feit dat ons besef, dis God se genade. Ons kyk na God en die lam wat God voorsien het, Christus. Dit is die pad. Selfvergifnis, vergifnis. As ons, hier is nou net, dis prakties in ons lewens. Sê nou, ons is in hierdie siklus van, ek is die vaderfiguur en ek het kinders wat seer gekry het, en nou is ons in hierdie siklus van, ek is so jammer en ek kan nie, en hulle verwyd my, jy's vasgevang in 'n siklus. Al maniere hoe hierdie gebreek kan word, is een van die partye uit die siklus uitklim. Die een wat jammer is, moet ophou baie jammer wees. Want jy voed hierdie wat vir jou herinner dat jy moet jammer wees, jy voed hulle. Hulle weet nie, hulle doen dit nie, is wat gebeur met ons. So om die siklus te breek, moet die een wat baie jammer is, moet ophou jammer wees. En self vergewe en aangaan, dan breek jy die siklus. Want jy voed hierdie storie. Die wat seer kry, ek wat seer gekry het, daar was 'n doel mee, daar's groei wat uit die pyn uitkom. Maar solank ek op die altaar bly, solank ek in daai siklus bly, dan weerhou ek myself van groei. Solank ek die mense bly hou op 'n plek waar ek so oor jammer en ek is so verskriklik jammer, ek bly net jammer, ek hou hulle daar en hulle kan nie groei nie. Daar's nie transformasie in hulle lewens ook nie, hulle is ook vasgevang in 'n siklus. So dis belangrik vir jou om jouself te vergewe. Maar is ook belangrik vir die mense wie jy seer gemaak het, dat jy jouself vergewe, sodat hulle kan vrykom. Want solank jy grovel, you cannot outgive guilt. Jy kan nie skuld te veel gee om dit dood te maak nie, om te spoil, om mense om te bederf. Mense bederf en hulle is oorbederf want hulle het skuld.
Dis skuld. Laat God jou vergifnis oor jou kom, vergewe jouself. Dan kom hy die siklus uit. Dan maak jy daai mense ook vry. Die Here wil ons verander. En ons hele lewe is so gegeer dat ons verandering ondergaan. Pyn is die hekkie na transformasie. Ons is gebore om pyn te hê. Dit is so. Ons is nie gevrywaar van enige pyn nie. Alhoewel die Here ons beloof vir lewe in oorvloed. Deel daarvan is verandering. Deel van my oorvloed en jou oorvloed is om terug te kyk en te sien, Here, U het heerlikheid bewerk in my lewe. Die heerlikheid wat God bewerk is ewigheidswaarde. Godliness, goddelikheid het ewigheidswaarde. Dit wat bewerk het, is vir ewig. Niemand kan dit ooit wegvat nie, want jy kan sien God se werk in jou lewe en ons verheug ons daarin. Omdat dit ewigheidswaarde het en omdat dit ons nader aan hom bring en ons verhouding met hom. Be kind and compassionate to one another. The Lord is near. Omdat God naby is, met ons liefdevol teenoor mekaar is. Dis Efesiërs 4 vers 32. Be kind and compassionate to one another. Filippense 4. Because God is near, omdat God naby is, het ons liefdevol teenoor mekaar wees. Vader homself het die lam voorsien. Kom Christus gesterf het, sodat ons kan rekonsiliasie met die Vader, dat ons kan terugkom by die Here. Ons kyk na God alleenlik, nie deur filters van ons aardse vaders en mentors nie. Dis belangrik, want solank ons hierdie visie het van jou seer, kan jy God nie mooi sien nie. Jy kyk dit deur 'n filter. God lyk nie soos enigiemand nie. Hy's 'n gees. Daarom kan jy nie assosieer en dink, maak jou oë toe en sê God die Vader, en sien jou oupa nie. Hy lyk nie soos jou oupa nie, hy lyk soos niemand. God die Vader is 'n gees en hy's liefde. So daarom kan ons verbykyk na God die Vader wat voorsien. So ons som dit op. Ek en jy moet afklim van die altaar af. Maar ons moet ook, as jy mes in die hand het, dit neersit, na God die Vader kyk en die vergifnis aanvaar en ervaar. Sy genade is vir ons genoeg. En hier is die resultaat hier is met ons, as ons vergewe, alles in jou verlede, al jou mentors, al die mense wat God gebruik het om in jou lewe dinge in te bou wat ewigheidswaarheid is, kom in werking. Want dit is nie weggegaan nie, dit is daar. Sê Here, hierdie persoon wat my iets so wonderlik gewerk deur hom, hy het my so verskriklik teleurgestel. Dit kom in werking as ek kom vergewe. Ek laat dit gaan. Ek kom vry as 'n man of vrou van God, waar ek vergifnis ervaar en die genade van God op my lewe, waar ek nie in 'n tronk sit en myself verwyd die res van my lewe nie. Ek moet vrykom daarvan, sodat hy my kan gebruik en sodat ek die mense kan vrymaak wat ook wie ek seer gemaak het. Al maniere hoe ek hulle gaan vrymaak as ek vrykom. Anders is ek daai siklus van bederf, te veel gee, oorkompenseer. Ek wil 2 gebede bid. Die eerste gebed is dit wat om die altaar aan die gang is, wat daar gebeur het. Dat ons afklim van die altaar af, maar ook onsself vergewe. En die tweede gebed is die manier hoe mense God sien. Wil ek bid dat die Here genesing bring in ons harte, hoe ons God die Vader sien. Dat ons hom nie deur 'n bril sien van menslikheid en van hoe mense ons seer en iemand wat gelol het met jou oupa het met jou gelol of jou oom het jou gemolesteer en jy sien God die Vader deur. Ek sien nie deur dit nie. God die Vader is God die Vader, hy is helemaal anders. Hy is uniek. Hy is die Here. Dit is die tweede gebed. So die eerste gebed, ek wil hê iemand die oor toemaak asseblief en ek
Ek gaan nie eens laat iemand staan of iets is. Ons almal val in hierdie kategorie, een van hulle en op albei en almal. Vader, ek dank U in Jesus naam. Laat vanoggend dat U ons die moed en die krag gee om in 'n ewigheidsroeping in te stap en af te stap van altare. Maar ons onsself pynig deur seer kry en verwyte van mense wat ons seer gemaak het en bitterheid, onvergifnis, Here, ons release daai mense. Maar Here, in die release wil ons ook die eerste liefde aangryp. Daai wonderlikheid van dit wat U gedoen het deur hulle in ons lewens. Ons wil dit sien. Here, openbaar dit, soos wat U my oupa, wat ek glad nie meer kon relate, my pa wat ek glad, nou sien ek dit, Here. Net so, openbaar daai aan ons, help ons dat ons dit so sien uit U perspektief. U sien alles perfek, Here. Help ons in dit. Ons wil afstand van die altaar, maar ons wil ook wegkyk van die altaar, waar ons die mes in die hand het en ons wil selfvergifnis vir oggend. U genade is vir ons genoeg. Ons gryp U genade, Here, met albei hande. U genade is vir ons genoeg. Here Vader, help ons om U korrek te sien. Onse Vader wat in die hemel is. Help ons om U te sien vir wie U is. U is goedertieren. U is getrou. U is liefdevol. U is genadig. U genade eindig nimmer meer. Dankie vir die groot genade op ons Vader, dat ons dit kan sien, dat ons verbykyk en U kan sien, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Die ergste is nou verby.